Wil jy graag audioboeke op jou selfoon ontvang? Ek kan vir jou aanstuur. Hier is weer 'n lysie. Marlothpark in die Kreurwiltuin is die agtergrond waarin baie van my liefdesverhale gebeur. So as jy lus het om saam te gaan kuier in die bos, jy kan die audioboeke gratis op jou selfoon ontvang en enige plek daarna luister. Die hoofstukke volg outomaties op mekaar. Jy kan dit stop enige tyd en van vooraf begin. Jy kan dit selfs deur Bluetooth in jou kar luister as jy die langpad daarmee wil aandurf, Marlothpark toe of dalk elders. En onthou om van tyd tot tyd uit te vee dat jou foon nie te vol raak nie. Maar hier is 'n lys van die name en agtergrond van sekere van my Marlothpark boeke. Die eerste een is Mana op haar stoep. Danica se beste vriend is sterwend. Sy laaste wens is om sy seun Adrian Stewart net eenmal weer te sien. Maar Adrian werk vir National Geographic en hoe harder Danica probeer om hom op te spoor, hoe dieper verdwyn hy in digte bosse, diepste oseane, verlate woestyne en gevriesde yslande. So het Danica haat hom al klaar, nog voor sy hom ontmoet het, omdat hy sy bejaarde pa en haar vriend so verwaarloos het. Hi meneer Chip en bye meneer Chip. Carla doen vrystuk werk vir 'n advertensiemaatskappy. Vandag ry sy uit Gauteng weg en die baas het vloere gevee met al haar briljante, verbeeldingryke idees. Boonop kry sy 'n papwiel met haar bakkie op 'n baie ongemaklike plek op die hoofweg. Maar helaas, 'n mooi man val uit die lug en help haar om bande te ruil. Die engel het 'n naam, hy is Ferdi, en daarom gee sy vir hom 'n geleentheid Marlothpark toe, want dit is blykbaar die plek waarheen hy ook op pad is. Maar Ferdi het 'n chip op die skouer. Carla kan net nie mooi agterkom wat dit veroorsaak het nie. Haar verbeelding gaan natuurlik weer aan die hardklop. Miskien is die man 'n voortvlugtige wat uit die tronk ontsnap het, nadat hy 40-jarige dames soos sy vermoor het, of so iets. Die dat sy hom vermy toe hulle eers in Marlothpark aankom. Man van vele talente. Lana koop 'n huis in Marlothpark sonder om die plek eens te sien. Sy weet net sy wil daar wees, weg van Gauteng se misdaad en gejaag. Sy doen vryskut skryfwerk vir 'n tydskrif. Oulike artikels wat sy op haar rekenaar stoor. Maar toe haar laptop gesteel word, kry sy haar ex-man sin om te gebruik. Maar skielik en uit die bloute is daar ongekende en selfs gevaarlike belangstelling in die man se laptop. In Marlothpark ontmoet sy vir Henk Maritz in die hardeware winkel, wat seker syne is, of is dit nie? Maar van toe af duik hy net mooi oral op. Nie noodwendig romanties nie, let wel, want hy wag blykbaar nog vir sy ex-vrou om tot besinning te kom en terug te keer na hom toe. Maar natuurlik is dit juis op hom wat Lana haar hart gaan staan en verloor. Stryd om Batteleer. Rwanda erf 'n lodge in Marlothpark van haar biologiese ma. Die een wat sy nooit geken het of ontmoet het nie. Daar is egter 'n voorwaarde. Sy moet vir 3 maande daar gaan woon, om te sien of sy kan aanpas of van die plek gaan hou. Daar aangekom, loop sy haarself vas teen 'n vreeslike aantreklike, maar arrogante man, wat vasglo dat hierdie plek aan hom behoort. Bosengel. Dit is 2 weke voor Kersfees en Hanlie Wessel staan op trou by 'n oulike gastehuis in Marlothpark. Haar tweede huwelik en blykbaar die bruidegom se 3de. Maar iets gaan verkeerd. Die bruidegom daag nie op nie en Hanlie verloor haar spaargeld,
haar huis in Nelspruit en byna haar laaste greintjie selfrespek. Gelukkig is daar 'n krothuis agter haar vriende se lodge wat die trouvenue sou wees. Hulle sê sy kan daar gaan wegkruip totdat sy die lewe weer in die oë kan of wil kyk. Haar vriendin se broer, Rian Boshoff, die eienaar van die gastehuis, is 'n engel wat help waar hy kan. Maar moenie dat sy manlike voorkoms jou mislei nie. Vroue is nie op Rian Boshoff se kort lys van belangstellings nie. So hoekom die Joos moet hy dan altyd haar ridder op die wit perd wees, die een op wie sy verlief raak? As jy maar weet, die volgende boek. Rika Smit is 'n sukkelende kunstenaar. Sy verf sulke sobere, bruin, realistiese waterverfskilderye van die groot vyf en ander wilde diere. Op 'n stadium het sy sulke malse bont, vrolike werkies gelewer, waarna haar kurator Dave Small in Johannesburg voorgestel het dat sy 'n etniese skuilnaam daarvoor moet gebruik. Toe kies sy Nonjana, wat klein voeltjie beteken. Nou vaar Nonjana se skilderye soveel beter as die van Rika Smit. Dit was juis van 'n uitstalling in Johannesburg, waarvandaan Rika teruggekeer het, toe sy so byna vir Adrian Olivier op 'n motorfiets omgery het. Adrian, wat haar vreeslik in haar kuns belangstel. Hoekom duik hy op? Hoekom probeer hy haar help? En hoekom moet hy so frik aangenaam en aantreklik wees? En dan is daar Volmaan. Tessa se pa, kaptein Oubaas Greiling van die SAPD, se spesiale taakmagte, was 'n moeilike ou. En na haar ma se dood jare gelede, het hy roekeloos en buite beheer en buite die wet geleef, en nou erf sy al sy onafgehandelde probleme. Soos iets in 'n koevert, wat sy by Jonathan Lombard, wat naby Komati Poort bly, moet gaan aflewer. Jonathan, of Jona, soos wat almal hom noem, was Tessa se grootste en eerste liefde, wat sy juis moes opgee as gevolg van haar pa. Om die boeke op jou selfoon te kan ontvang, gratis, skakel of WhatsApp, moenie skakel nie, WhatsApp 0665 865 787 en skryf jou naam en die boek se titel, of die name van meer as een titel, want anders stuur ek almal vir jou, en dan stuur ek die boeke vir jou aan. Ek herhaal die nommer, maar dit is ook hier op die buiteblad, 0665 865 787 en ontvang die audioboeke gratis op jou selfoon.